Goeiedag en welkom hier in die gesellige Kragdag Ateljee. Annemarie Bremner wat gesels. En ons verwelkom vir Ray Gillingham van Volkswagen Kommersieel by ons. Nou, Volkswagen is natuurlik 'n huishoudelike naam in Suid-Afrika, maar wat is Volkswagen Kommersieel? Volkswagen is 'n bekende naam. Wie in Suid-Afrika ken dit nie? Volkswagen Kommersieel, wie is dit? Wel, ons gaan uitvind by Ryan Gillingham wat hier by ons kuier in die Kragdag Ateljee. Ryan, wat is Volkswagen Kommersieel? So, kom ek begin om te verduidelik, Volkswagen Groep Afrika is 'n redelike groot groep met verskillende handelsmerke onder hom. So, Volkswagen Kommersieel is basies die filiaal onder die portefeulje wat spesifiek kyk na Amarok, die T-Rex wat jou Transporter en Caravelle byvoorbeeld insluit, en dan Caddy en Crafter. Die rede hoekom ons 'n Volkswagen kommersiële afdeling het, is omdat ons produkte nogal 'n breë spektrum dek. So die produk kan eerder gebruik word as vir handeldryf, of hy kan gewoonlik ook gebruik word vir leefstyl doeleindes. Dis nou die bakkies veral, né? Veral jou dubbelkajuit bakkies vir die ouens wat graag op 4x4 Jy kan 'n bal laai maar met moeite. Wel, ek het al iemand ontmoet wat 'n ysbesigheid hardloop met 'n caddy. So en ons kry gewoonlik die caddy kliënte is nogal lief daarvoor om te gaan kamp. So al die paneelwaens en vragmotors, ligte vragmotors. So dit varieer van passasierskarre, soos jy kry jou caddy byvoorbeeld word gesien as van jou caddies is passasierskarre, veral die wat meer vir families is en mense rondskuif, en dan het jy jou paneelwaens wat meer nou 'n tradisionele werkesel is, en dan het jy jou enkel kajuit bakkies en jou dubbel kajuit bakkies onder die Amarok reeks, en dan jou T-reeks is so divers. Jy het jou mini kombi is so deel van Suid-Afrika. Ja, natuurlik. Dit is so almal praat as hulle minibus sien, praat hulle te kombi. Ja. Maar jy weet dan jy kombi, maar kombi het ook wat ons noem kom in 'n paneelwa byvoorbeeld, en ook in 'n bulkajuit bakkie. So daar is soveel diversifikasie onder die kommersiële filiaal dat dit is 'n aparte identiteit in die Volkswagen groep. En natuurlik ons kliënte is anderste. Ons het natuurlik 'n fokus op mense wat hulle eie klein besighede hardloop, dan vlootbesighede, en natuurlik die mense wat koop vir leefstyl en rekreasie. Dit is 'n redelike groot mark vir alle. En oor die slaggate en die paaie toe kom. Natuurlik, wel, deesdae die slaggate ons gevolg tot in die woonbuurte van Pretoria. Dis so. Nou ja, Kragdag gaan alles oor volhoubaarheid. En Volkswagen hou by met die tye. Vertel vir ons van julle ID-bus. Dis nou oor volhoubaarheid. Ja, so ek dink net 'n bietjie konteks skets. Ek dink hierdie dekade vir die motorbedryf is absoluut een van transformasie. En ek dink die uitgangspunt is eerstens ons moet nie die tradisionele engine in 'n motorvoertuig die vyand maak nie. Dit gaan oor om koolstofdioksied te bekamp en te verminder. Ons is nie soos Europa, China en Amerika waar die aanvraag vir battery-aangedrewe voertuie byvoorbeeld baie veel groter is nie. Ons behoeftes is redelik sit nog aan die kant van tradisionele engines. So jy weet, jy kry vervaardigers wat fokus op waterstof, dan sal vervaardigers wat fokus op jou hybrid tegnologie, maar Volkswagen het besluit dat ons gaan belê en fokus op battery-aangedrewe voertuie. Nou in Suid-Afrika, redelike ontleikende sektor van die mark, net so rapsie onder 1000 battery-aangedrewe karre is verkoop in Suid-Afrika laas jaar. Baie mense weet dit nie. En as jy kyk in die huidige tempo het ons net so oor die 700 verkoop. Dit is nie net Volkswagen nie, dit is alle handelsmerke oor alle sektore. So ons verwag teen die einde van die jaar sal ons 1500 battery-aangedrewe voertuie op die paaie sien. So die mark groei teen 'n tempo, maar mense moet ook konservatief wees en die regte produk op die regte tyd inbring. Nou binne die Volkswagen portefeulje het ons die ID-reeks, is ons elektriese handelsmerk wat battery-aangedrewe karre voorsien, en die ID Buzz en die onlangs bekendgestelde ID4 wat ons ook aan die media bekendgestel het laasweek, is wat ons nou noem broer en suster produkte. Hulle deel 'n platform. So hulle hardloop op 'n lithium battery wat natuurlik 'n elektriese motor aandryf op die agterste as. En die elektriese motor kan 150 kW opwek en jy vir windkrag gee van tot 350. So 'n redelike groot kragbron. En die ID Buzz in ons portefeulje val onder Volkswagen Kommersieel. En dis omdat die ID Buzz basies beskikbaar is in 'n klein minibusie, so hy is omtrent so groot soos 'n Tiguan, so dis so 4.7 meter as jy hom nou moet uitmeet, maar kom ook in 'n paneelwa.
So weer eens diverse aspekte, twee verskillende produkte. En die Adibas Cargo is 'n produk waarop ons redelik gefokus is, omdat ons ook beplan om uit te stal hier by Kragdag. Ek wil nou net vir jou vra. Ons praat nou oor al hierdie wonderlike dinge, gaan die mense dit daarom kan Nee, sien? dis juist die ding. Ons beplan om 'n Adibas Cargo, soos wat ons hom noem, hier te hê. Ons glo dat as jy nou kyk na die behoeftes van die Suid-Afrikaanse mark, en op die stadium is battery-aangedrewe voertuie redelik meestal word dit bekend gestel deur jou meer luukse handelsmerke soos BMW, Mercedes, Volvo, Audi. Maar wat van jou kommersiële kant? Wat van mense wat besighede het? Ja. Wanneer ons kyk na al die gesprekke wat ons met maatskappye gehad het, glo ons baie sterk dat die Adibas Cargo ongelooflike potensiaal het. Ek meen as jy in ag neem, 'n elektriese kar, jou bedryfskoste is baie laag. Jy kan die vergelykings gaan doen. Daar's nie brandstofverbruik nie, daar's ook nie eens olieverbruik nie. Ja. Jou onderhoudskoste is minder want ons minder komponente in vergelyking met 'n tradisionele onderstel van 'n kar. En jy's nie 'n slagoffer van hierdie dieselprys wat elke maand opgaan nie. Presies. En nog minder so of dit nou petrol of diesel is, maak nie saak nie. En ons het onlangs in November laas jaar het ons kragte saamgespan met DHL. Ons het vir hulle 4 Adibas Cargos gegee wat hulle in hulle vloot opgeneem het en hulle het hulle getoets vir 6 maande. En ons was absoluut uit die veld geslaan met met die verwerksverrigting van daai voertuie. Hulle het nie spesiale roetes gehad nie. Hulle het dieselfde roetes gery as enige van die ander afleweringsvoertuie. Hulle was gebaseer oor Midrand, Durban en Kaapstad, want ons wou hulle onder verskillende omstandighede natuurlik toets. En hulle kon genoeg laaiplek vind en hulle dinge doen. So wat gebeur is, die afstand wat jy kan doen op 'n volgelaaide battery op 'n Adibas is so 420 km. So hulle het net 40% van die battery se kapasiteit op 'n daaglikse basis gebruik. Hulle het eers nodig gehad om elke tweede, derde dag die battery te laai. Hulle het wisselstroom laaipunte geïnstalleer by hulle depots wat maksimum van 11 kW kan gee. Meer as voldoende. Die karre het oornag gelaai. Daar was nie probleme met goed soos load shedding of het nie in die pad gestaan nie. En die groot ding is ook, die Adibas Cargos het nie spesiale vrag gedra nie. Hulle het presies dieselfde goed afgelewer as enige ander karre. Hy kan meer as 'n halwe ton dra. So hulle kan inpas in die bedryf, instap en inpas. As jy hom vergelyk, vir my wat die Adibas so besonder maak is dat as jy nou kyk na die dimensies van die kar, hy is so lank soos 'n tradisionele kombi, maar hy kan basies as jy kyk na sy hoeveelheid binneruimte, gee vir jou so 3.9 kubieke meter. Dis meer as 'n Caddy. Caddy gee vir jou 3.7 kubieke meter. Ja, so 'n groter kar met meer ruimte byvoorbeeld as 'n Caddy. As jy kyk na die wyte van die kar agter, is hy 1.7 meter. Nou dit beteken as jy byvoorbeeld wat ons sê goed met 'n laaigraaf moet insit. Baie maklik, 1.7 meter, die deure maak op 180 grade oop. Ja. So en as jy verder daai dimensies vergelyk met 'n enkel kajuitbakkie, is dit presies dieselfde. 2 meter by 1.7 meter as jy 2 meter in lengte. So die Adibas is basies as jy 'n paneel wil hê, sal jy hom oorweeg. As jy 'n enkel kajuitbakkies in jou vloot het, is dit 'n ideale oplossing as jy iets anders te soek. En natuurlik as jy van ons T-reeks het of selfs van die mededingers, dan perfekte oplossing. Jy borrel oor hierdie ding. En ek is seker die mense hier by Kragdag gaan jou kom ondersteun, maar net so vinnig ook Volkswagen het ook 'n verbintenis aan die natuur en aan die natuurlike dinge en 'n spesiale verbintenis met renosters. Vertel ons net vlugtig daarvan asseblief. Ja, ek dink kyk as jy nou dink ek kan opgewonde raak oor 'n paneel dan kom ons praat eers oor ons praat van die Forever Wild projek. Nie baie mense weet dit nie, maar ek sal net 'n bietjie geskiedenis gee, maar Volkswagen en die Wilderness Foundation, dit is 'n instansie wat gebaseer is in die Oos-Kaap en hulle is gefokus op bewaring van natuur, van jou groot vyf tot selfs seelewe. Hulle doen ongelooflike werk om eerstens die natuur te bewaar en ook om die jeug op te lei en 'n waardering onder die jeug te kweek vir natuur. So hulle byvoorbeeld neem minderbevoorregte jeug uit en hulle vat hulle op natuurstaproetes. So hulle praat van die Imbiwe natuurstaproete kursusse. Want hulle glo as jy jou natuur gaan bewaar, moet jy eerstens 'n waardering en 'n liefde vir dit kweek
van 'n jong ouderdom en jy moet die mense wat in die veld is ook die regte toerusting gee om ongelukkig die ewel wat stropery is uit te wis. Nou, ons werk al sedert 1988 saam met hulle. So dit is al meer as 35 jaar. Maar toe renosterstropery die regtig die hoogte begin inskiet het in 2008 het ons regtig gevoel, jy weet, ons moet meer doen, ons kan ons vennootskap uitbrei, ons het die ideale voertuie. So, ons het in 2011 vir hulle begin om 'n vloot van Amaroks aan hulle te verskaf. En ons is nou al in ons 14de jaar, 1 Julie was die 14de bestaanjaar van hierdie inisiatief. Ons praat van die Forever Wild renoster bekampingsinisiatief. En hierdie 6 Amaroks word gebruik deur die veldwagters en hulle spoorsnyhonde om renosterstropery te bekamp. So die karre is versprei oor byvoorbeeld parke in die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, selfs in die Noordwes. So gaan jy Addo Olifantpark toe, mag jy hulle dalk daar sien, gaan jy Kruger toe, dalk sien jy hulle daar. Hulle word gebruik waar hulle benodig is. En ek het lieflike foto's wat ek met julle kan deel waar hulle daai spoorsnyhonde agter op daai dubbelkajuit bakkie laai en hulle lyk meer opgewonde as die ou wat die kar gaan ry. Maar ons veldwagters basies gebruik dit om die natuurlik grensdrade te monitor, reg te maak met die tipe Amaroks wat ons aan hulle verskaf. Het al die Amaroks wat ons vir hulle gee, het definitief 'n 4-trekstelsel, agter evenaarslotte, dis die regte hoogte van die grond. Hulle kan deur die bosse ry. Deur die bosse, oor die klippe, die wiel, die profiele van die wiele is perfek. Ja. En jy weet, hulle gebruik dit ook om stropers vas te trek, dis hoekom die spoorsnyhond agterop is. Dit word ook gebruik vir navorsing. So hulle sal byvoorbeeld die renosters opspoor en dan natuurlik opsporingstoestelle op hulle sit. Want een ding wat hulle doen is hulle bewaar die renosters teen stropery, maar hulle het ook 'n rehabilitasiesentrum waar hulle die populasie probeer uitbou. Hulle werk ook saam met die polisie en doen gereeld klopjagte in en rondom verkeersnetwerk rondom die parke. Maar natuurlik, jy weet, die ewel is natuurlik oral met ons en dis iets wat ek glo wat na aan almal se hart lê. Klink vir my soos iets wat op jou hart lê. Nou net so vinnig ter afsluiting. Volkswagen is hier om te bly in Suid-Afrika en in Afrika. Definitief, ons is al meer as 70 jaar betrokke by Suid-Afrika. Hierdie jaar wat baie mense nie weet nie, hierdie jaar is dit die 100ste bestaanjaar van die motorbedryf in Suid-Afrika. En die Volkswagen kommersiële portefeulje het diep spore getrap in die Suid-Afrikaanse landskap. Baie mense weet dat ons by die Polo onder in Kariga, ons het op 'n stadium die Beetle ook hierso gebou, maar sedert 1955 het ons vir 47 jaar lank die Kombi gebou. En tot en met 2002 die Body T3 gestop het. En so vir 47 jaar lank het ons Kombi gebou op die Suid-Afrikaanse bodem. En dis hoekom die Kombi so geliefde brand is of handelsmerk onder Suid-Afrikaners. Dit is so half, almal weet dat 'n Kombi is. Maar saam met dit in 2022 met ons vennootskap met Ford word die Amarok nou plaaslik gebou hier by die Ford aanleg in Pretoria. En dit gee ons 'n fenominale platform om uit te brei in Afrika. Nou ja, net so laastens, mense gaan vir julle kom kuier hier by Kragdag en hulle kan kom gesels en na al die voertuie kyk, né? Definitief, ons gaan ons Amarok en ons ID Bus reeds hierso hê en hulle is meer as welkom om by ons stalletjie te stop en te kom kyk en te kom gesels oor die reeks wat ons beskikbaar het. Ek sê baie dankie dan aan Ryan Gillingham wat kom kuier het in die Kragdag ateljee. Nou ja, maak seker jy gaan maak 'n draai by Volkswagen Kommersieel by Kragdag. Dit was Ryan Gillingham wat so opgewonde is oor hulle produkte.